Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie weer eens vir die voorreg wat julle vir my gee om bietjie in God se woord in te gaan saam met julle. En ek glo veral op hierdie dag, dis 'n baie spesiale dag vir ons as vaders, nê. Om te besef wat se verantwoordelikheid het ons. Want God plaas daai verantwoordelikheid op ons as paas, as pappas, as vaders om op te staan en die werk wat God vir ons gegee het om te doen, nê. Dit moet ons gaan doen en ons het die voorbeeld van ons Abba Vader, ons hemelse Vader wat vir ons wys hoe om te lewe, hoe om genade te bewys, hoe om lief te hê, hoe om ook tugtig, hoe om op te staan vir dit wat reg is en daai wat verkeerd is van ons lewens uit te verwyder, heeltemal te verwyder. Ek meen as jy lees in die Ou Testament, hulle moes ingegaan het en dit wat afgod diens was, dit moet hulle heeltemal verwyder. Hulle kon nie eens 'n klein stukkie saam met hulle vat nie, al lyk dit so mooi, al proe dit so lekker, al wil jy dit hê. As dit nie van God afkom nie, gaan dit jou vernietig. En dis hoekom God sê, jy moet dit heeltemal verwyder uit julle lewens uit. En dis die verantwoordelikheid wat op ons skouers is, as paas, as mans, veral in 'n tyd soos hierdie, waar daai lyn van reg en verkeerd so, is amper asof dit nou 'n stippellyn is. Dis nie meer dit is die waarheid nie. Dit is ja, maar as jy dit so sien, en dan kan jy dit so interpreteer en alles. Nee, God se woord is die waarheid, die maatstaf waar volgens ons moet werk. En ons as ouers, ons as pappas, moet daai verantwoordelikheid op ons neem. En sê, ja Here, U het dit vir my gegee. En ek sal daai verantwoordelikheid saam met my vat. Want jy is aangestel om wat te doen? Jy is aangestel om 'n koning te wees. 'n Koning wat regeer oor jou huis. 'n Koning wat regeer oor die dinge wat in jou huis aangaan. 'n Koning wat bid en intree. En 'n muur, 'n geestelike muur om jou familie bou. Om te sê, dit is wat ek gaan toelaat in my familie in. En dit is wat ek gaan weghou, uithou. Dit is ons verantwoordelikheid as pappas. En dan kom dit hier so daar en ek lees 1 Tessalonisense 2. Ons sal daar bietjie in God se woord ingaan, maar daar is soveel skrifte wat vir ons sê hoe om op te tree as pappas. En as ons nie weet nie, dan kyk ons na Jesus Christus, ons Abba Vader, wat vir ons gewys het, nê. Om te sê, wees lief, wees genadig, maar wees opreg. Doen wat reg is in God se oë. Hierso lees ons uit 1 Tessalonisense 2, ons lees vanaf vers 9 dan. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nog nag en dag gewerk het, daar is 'n verantwoordelikheid wat op ons skouers geplaas is, om dag en nag te werk. Ja, nie om jouself uit te put in die werke van die wêreld nie, maar ons moet werk. Die woord van die Here, as jy nie werk nie, mag jy nie eet nie. Ek meen, daai is regheid om te sê, jy moet daai verantwoordelikheid op jouself plaas, om te sê, ek is bereid om te werk dag en nag as ek moet, om vir my familie te sorg, om vir my familie in te tree. Dit beteken nie jy werk dag en nag en jy is nie daar vir jou kinders nie. Nee, dit beteken jy werk hard. Wanneer jy moet hard werk, jy gee vir jou werkgewer dit wat vir hom toekom. As die Here op jou hart lê om jou eie besigheid te begin, dan werk jy daar dag en nag, jy werk hard. En dan as jy by die huis kom, dan spandeer jy daai tyd met jou familie. Daai tyd wat jy daar insit vir jou familie, en daai is ook werk wat ons moet doen. Daai is ook 'n verantwoordelikheid wat op ons skouers geplaas het, om daar te wees vir ons familie, vir ons vrouens, vir ons kinders. Dat ons daar daai werke ook sal doen, dat hy daar werk en dag en nag. En dan sê, terwyl ons dag en nag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Sien, dis die ander ding wat op ons skouers lê. Dit is 'n ander verantwoordelikheid wat daar geplaas is op my en jou skouers as pappas.
om die evangelie te verkondig, om die goeie nuus te verkondig, dit wat God in ons harte geplaas het. Hoe weet ons wat God in ons hart geplaas het? Wel, ons is ook 'n koning, ons het 'n profeet. Ons het 'n profetiese amp ook op ons skouers wat ons daar het. Daai profeet is daar waar ons by God se voete gaan sit en ons wag op God se woord. En ons wag dag en nag op God se woord en ons wag daar sodat God vir ons die woord gee, die rigting gee en hy plaas dit op ons om te sê dit is die rigting waarin jy jou familie moet vat. Dit is waarna toe jy moet beweeg, maar dit begin hierso die evangelie. Die evangelie is wat die goeie nuus, daai nuus wat so goed is. In Engels vertaal hulle dit so, the news that is so good you probably cannot believe it. Daai is die evangelie, die goeie nuus. Om te sê, kinders, ek is lief vir jou. Kinders, ek is lief vir jou, ek vergewe jou. Kinders, kom terug na my, daai verlore seun, nê, wat alles van sy pa se gevat het en in sy pa se gesig, eintlik 'n klap in sy gesig om te sê, ek vat my inheritance nou, ek slat jou nou hierso in die gesig en ek sê, ek soek jou nie meer in my lewe nie, en ek gaan weg, en dan wanneer ek op die laagste punt van my lewe is, en ek het niks meer nie, waarna toe gaan ek? Wel, ek gaan terug na my vader se huis toe, daai verantwoordelikheid, nê, wat die pappa daar het, want die pappa het daar gestaan en vir hom gewag. Is jy bereid om te wag vir jou verlore kind? Is jy bereid om in te tree vir jou verlore kind? Is jy bereid dan om te sê, ek staan hier so met oop arms, om jou terug te ontvang. Ek trek die kleed van my eie rug af, my eie skouers af, en ek plaas dit op my seun, my verlore kind, my seun, my dogter, want ek is so lief vir jou, en ek vergewe jou, en ek verstaan dit wat jy gedoen het, maar ek bly nog steeds lief vir jou. Daai is die evangelie. Ek meen, daai seun sou dit nie kon glo nie. Ek meen, hy het teruggekom met die gedagte dat ek daar gaan werk, 'n diensknegt gaan wees in die huis van my Here. Maar tog kom sy pa en sê, nee, ek verwelkom jou terug in die familie in. Jy's weer myne. So nommer 1, die koning. Ons plaas 'n muur om ons familie te beskerm teen die bose magte daar buite. Nommer 2, jy verkondig die evangelie, die goeie nuus, die blye boodskap, die wonderlike boodskap van vergifnis, van liefde, van ek bring jou terug in my familie in. Ek aanvaar nie jou slegte dade nie. Daar's 'n groot verskil daar en dit met ons ook. Dit kry ons by die volgende amp wat ons wat God oor ons geplaas het, om te sê ons het die priesterskap van ons familie. Ons moet dit op ons skouers ook plaas om te sê, ek is 'n koning, ek beskerm my familie, ek is 'n profeet, ek verkondig die goeie nuus, die evangelie, eerstens aan my familie, sodat ons hulle beskerm, en dan is ons 'n priester daar om te weet wat is reg en verkeerd in God se oë, dat ek dit sal verkondig, dat ek dit sal vir my familie wys, en dat ek dit ook sal as voorbeeld vorentoe dra. Die priester is daar om by God te hoor, ja, die priester is daar om te spreek, om lewe te spreek oor sy familie, om te sê, ek is lief vir julle, en weet jy wat, jy is tot alles in staat, jy is bekragtig, jy is bemagtig, God se woord is binne in jou, dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het en hom geplaas op die regterhand van God, is die krag wat in jou is. Dit is die werk van die priester daar om te sê, hou op met dit wat jy besig is, want as dit nie in God se woord is nie, dan is dit teen God se woord. En hou op daarmee en skuif jou fokus terug na God toe, sodat God jou kan seën, sodat God jou kan gebruik, sodat God jou uit 'n mate, sodat God uit die skatkamers van die hemel, hy kan daai vensters oopmaak en sodat die God se seën oor jou sal neerdaal. En dat jy daarin sal lewe. Maar ons praat ook die waarheid, nee. 'n Priester is nie bang om die waarheid te verkondig, die waarheid volgens God se woord, nie die waarheid volgens die wêreldse standaarde nie, nee. So ek aanvaar jou en ek is lief vir jou, maar jou dade sal ek nie toelaat binne in hierdie muur van my familie nie. So ons as pappas, ons het 'n verantwoordelikheid
Maar dit is eintlik so eenvoudig, dit is eintlik so maklik, en dis hoekom dit so wonderlik is, want God is by ons. God sal ons nie verlaat nie. God stap hierdie pad saam met jou. God weet waardeur jy gaan elke sekond, elke oomblik van jou dag. God weet wat jy dink, God weet wat in jou hart aangaan. En God sê, stap saam met my, hou my hand vas. Hy sê, plaas jou swak hand in God se sterk hand. En hy sal jou nie laat gaan nie, sodat jy kan opstaan en 'n koning, 'n profeet en 'n priester vir jou huis sal wees. Sodat jy sal opstaan vir dit wat reg is, sodat jy 'n geestelike muur om jou familie sal bou, om jou vrou, jou kinders te beskerm, jou familie te beskerm, teen die bose magte wat daar buite is. Jy sal dit nie in jou huis toelaat nie. Profeet, sodat jy by God kan hoor in watse rigting ons familie moet vat. Maar ons het daai verantwoordelikheid ook om te werk vir die koninkryk van God, werk om jou familie te beskerm, werk om vir jou familie te sorg, en dan priester om die waarheid te spreek, om die waarheid te spreek uit liefde uit, om die waarheid te spreek om te sê, dit sal ek aanvaar, want dit kom van God af, dit sal ek nie aanvaar nie, want dit is ongoddelik, dit is teenstrydig, en ek soek dit nie in my huis nie, want as ek daai duiweltjie 'n klein area in my lewe toelaat, gaan binnekort gaan hy alles vernietig. En dis ons verantwoordelikheid daar. So ek groet jou met daai woorde om te sê, as papas op hierdie Vadersdag, gaan terug na daai stilte plek, daar waar jy stil is by God, daar waar jy alleen is by God. Ons kyk soveel movies, dat ons daar in die kas moet wegkruip, maar as dit die enigste plek is waar jy kan stilte vind, doen dit. As daar in die onderkant van jou tuin 'n plek is waar jy kan stil sit en net by die Here hoor, doen dit. Hoor by die Here en kom na die Here toe en sê, Here, ek is jammer, soos hy verlore seun, gaan terug na die Here toe en sê, Here, ek is jammer, ek het nie my amp as koning, profeet en priester aangetrek nie, ten volle aangetrek nie. Ek het daar geval, bely jou sondes voor die Here. Hy is getrou en regverdig, hy sal jou sondes vergewe, en hy sal daar jou met oop arms weer verwelkom, sodat jy weer kan opstaan, en doen wat reg is in God se oë. En ek weet God gaan jou ryklik seën. God gaan jou uitermate uitseën. God gaan vir jou die wysheid, die insig en die krag sal gee, sodat jy vorentoe kan beweeg in jou verhouding met God en in jou verhoudings met jou vrou, met jou kinders, met jou familie. Mag God jou ryklik seën, mag God jou gebruik, mag God jou lief hê, mag jy die liefde en die vrede van God ervaar in jou lewe vandag, meer as ooit tevore. En as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir jou, en asseblief moenie bang wees om uit te reik nie, want ons wil daar wees saam met julle, om in te tree, om die oorwinning oor jou lewe te verklaar, in die naam bo alle name, en daai naam is Jesus Christus. Ek groet jou daarmee in Jesus naam. Amen.